Kom ons luister na hoofstuk 3 van die As van die Lewe, geskryf deur Christo Jonas Du Plessis. Terwyl Isolde nog om Piet Kloek en Dr. Marius beson om fyn dophou, hoor hulle 'n voertuig op die werf stilhou. Balt, Clara en Triana stap uit om die mense te ontmoet. Dit is die ambulans wat deur Marius ontbied is. Die 2 boerboelhonde en die dorper skaapooi wat tussen die honde op die werf groot geword het, is eerste by die 2 paramedici manne. "Sal die honde nie byt nie?" vra die bestuurder toe hy uitklim. "Nee, die honde sal nie byt nie, maar pas op vir die skaap," antwoord Triana met 'n lag in haar stem. Balt verjaag die diere en nooi die manne nader. "Julle pasiënt is in die voorhuis, kom gerus nader." Clara en Triana loop voor hulle uit. Balt kom agterna. Die 2 manne lyk paraat en gereed vir aksie. Die een het 'n sak oor sy een skouer, terwyl albei van hulle aan die opgevoude draagbaar dra. Toe hulle by Marius en Piet kom, gebied Clara vir Isolde om te kom sit. "Jy sal net in die pad daar wees. Laat die mense hulle werk doen." Marius gee terugvoer oor Piet se toestand, terwyl die bloeddrukmeter om Piet se arm gekoppel word. Daar is 'n groot frons tussen Piet se oë. Hy lyk glad nie genee daarmee dat daar so aan hom gekarring word nie. "Die bloeddruk is 134/78, sê die paramedikus terwyl hy om die beurt na Marius en sy kollega kyk. Voor hulle verder kan vra of opmerkings maak, sit Piet vinnig regop. "Ek maak hier niks. Ek gaan nie hospitaal toe nie." Marius sit sy hand op Piet se skouer. "Piet, ou maat, dat daar iets met jou verkeerd is so. Laat ons jou nou hospitaal toe vat en net gaan uitklaar wat die oorsaak van jou toeval is." "Ek het geen toeval nie. My brein het gevoel of dit vibreer en terwyl dit vibreer het, kon ek nie praat nie, dis al." "Ouboet, moet nou nie moeilik wees nie." Balt klink streng en as hy sy broer aanspreek. Triana stamp hom hard in sy ribbes. Sy kyk fronsend na hom terwyl sy sag met Piet praat. "Piet, dink jy nie jy wil weet hoekom jou brein vibreer nie? Dit kan mos nie. Dis die Isolde wat my brein laat vibreer. Elke keer as ek haar sien of naby haar kom, vibreer my brein." Daar's 'n geskokte uitroep van Isolde. "Pietie, hoe kan jy? Jy sê ek breek jou hart, jy wil my nie hê nie, maar ek laat jou brein vibreer." Piet kyk vir Isolde. Sy mond gaan oop om haar te antwoord, maar dit is net weer 'n soort van brabbeltaal wat uit sy mond uitstroom. Geen mens kan verstaan wat hy sê nie. Daar's 'n wille trek in sy oë wanneer hy hulp soekend na sy ma kyk. Clara gaan staan langs hom en druk sy kop teen haar lyf vas. "Toe maar my seun, ma is hier en ek sal toesien dat alles reg verloop. Luister jy nou maar net en klim op die draagbaar sodat jy by die hospitaal kan uitkom." Sonder verdere teestribbeling laat Piet hulle toe om hom te help om op die draagbaar te klim. Marius ry agter die ambulans aan in sy eie voertuig, toe die vertrek met Piet agterin as pasiënt. "Trientjie, gaan jy saam met my en ma hospitaal toe of moet ek jou eers by die huis gaan aflaai?" Hy wag nie vir 'n antwoord nie. Stap na die sleutelrak, haak die dubbel kajuitbakkie se sleutel af en roep na sy ma wat gang af is. "Ek dink jy moet my maar eers gaan aflaai asseblief as jy nie omgee nie. Ek is bang dit raak te laat en ek moet nog vir pappa gaan kos gee." Die rit na die hospitaal word in stilte afgelê. Balt en sy ma is albei besig met hulle eie gedagtes. Clara klink bekommerd oor Piet se gesondheid. Haar seun is albei gesonde jongmans. Wat sal dan so skielik verkeerd kon gaan met Piet? Terwyl sy so met Piet se ongesteldheid in haar gedagtes woel, bereik hulle die hospitaal. Dit is eers toe Balt aan haar arm raak wat sy bewus raak van haar omgewing. "Ons is hier, ma. Hulle sou seker vir Piet ongevalle toegeneem het. Ek dink ons kan eers daar gaan soek." Hy stap om die bakkie en vir Clara die deur oop te maak. Saam volg hulle die aanwysings tot by ongevalle waar hulle navraag doen oor Piet. Die verpleegsuster vra hulle om in die wagkamer te gaan sit. Marius het gesê hulle moet hom roep sodra Piet se familie arriveer. Marius is nie alleen toe hy by hulle aansluit nie. Saam met hom is daar 'n ouer man. Clara skat hom haar eie ouderdom. Hy's lank en skraal en sy beskou hom as baie aantreklik. Marius stel hom aan hulle voor. "Tannie Clara, Balt, hierdie is Dr. Enslin. Dokter, dit is die pasiënt se moeder en broer. Clara en Balt nodeer." Terwyl Dr. Enslin Clara en Balt se hande skud, sê Marius:
Dr. Enslin is 'n neurochirurg en hy gaan Piet stuur vir verskeie skanderings. Piet is reeds deur Dr. Enslin ondersoek en hy is reeds gestuur vir sy eerste skandering. Dr. Enslin sal Piet se behandeling ook voortaan hanteer. Hy bly stil en kyk vir Dr. Enslin. Dr. Rudolf Enslin maak keelskoon voordat hy begin praat. Ek vermoed dat die pasiënt nie 'n beroerte gehad het nie, maar dit sal ons eers kan bevestig na die skanderings. Op hierdie stadium het hy geen fisiese inperkings nie. Sy spraak is ook normaal. Sodra ek die uitslae van die skanderings het, sal ek dit met u kom bespreek. As u my nou sal verskoon. Hy maak oogkontak met Clara en kykie weg, voordat Clara nie haar kop wegdraai nie. Wanneer hy omdraai en wegstap, kyk Clara hom belangstellend agterna. Ruk jouself reg, Clara. Sy spreek haarself hard aan in haar gedagtes. Jou kind lê siek en jy loer onwelvoeglik na sy dogter. Marius neem vir Clara en Balt na die hospitaal se koffiewinkel. Die skanderings gaan nog 'n ruk vat. Ons kan gerus maar eers bietjie koffie drink. Ek het vir die personeel gesê ons is in die kiosk en hulle gevra hulle moet ons roep sodra Dr. Enslin ons soek. Die 3 stuks sit en gesels. Hulle praat oor alles behalwe die moontlike diagnose. As Dr. Enslin by hulle aansluit, staan Balt en Marius op. Marius nooi die man om by hulle aan te sluit. Eers wanneer hy sit en almal vars koffie bestel het, begin Rudolf Enslin verduidelik. My eerste gedagte dat die pasiënt nie beroerte gehad het nie is bevestig. Nadat ons 'n rekenaartomografie, beter bekend as 'n CT-skandering, gedoen het, kan ek bevestig dat ons 'n minigenoom aan die linkerkant van Piet se brein gekry het. Hy merk die skok in Clara se oë toe sy verdwaas, amper onhoorbaar sê, breingewas. Piet het 'n gewas op sy brein. Spontaan sit hy sy hand oor hare, soos wat hy met enige ander naasbestaande sal doen. Stadig nou, dit is eintlik 'n gewas van die sagte breinvlies wat die brein bedek. Dit is een van die algemeenste neoplasmas in die sentrale senuweestelsel. Die grootte is nou so 2 cm by 1 cm. Dit is in sekere gevalle 'n stadige groeiende gewas, maar kan oorgaan om aggressief verder te groei. Dit kom hoofsaaklik voor by vroue rondom die ouderdom van 50. Vroue word 2 keer so gereeld as mans aangetas. Dit is wat hierdie saak anders maak. Piet is nog ver van 50 af en hy is 'n man. Hy kyk van Clara na Balt toe hy vra, het julle enige gedragspersoonlikheid of persoonlikheidsveranderinge opgemerk die afgelope tyd? Balt klink effens verslae toe hy antwoord. Hy is 4 jaar gelede skielik getroud. Hy het nie die vrou lank geken nie, haar nooit aan ons voorgestel nie. Ja, val Clara flauwtjies aan. Dis totaal buite sy aard. Hy beplan alles tot op die laaste letter. Niks word gedoen voordat die deging beplan is nie. Hy beplan soms 3 tot 4 keer. Dr. Enslin knik sy kop. Hulle was skaars 'n jaar en 'n paar maande getroud toe jaag hy vir die solde weg, sonder rede. Daar was nie 'n derde party betrokke nie. Hy het net by sê hy kan nie met haar getroud bly nie, vertel Balt verder. Sedertdien het hy meer vreemd opgetree waarvan die vreemdste die afgelope 3-4 dae is. Hy skets die hele scenario. Dit maak sin, sê Rudolf terwyl hy knik. Hierdie gewas kan lank groei voordat daar enige simptome wys. Dit is selde kwaadaardig, maar ons sal daarvan seker wees sodra ons al die toetse afgehandel het. Balt kyk na die dokter se hand wat nog steeds oor sy masin gevou is. Hy frons. Die dokter moet nie nou vir hom kop voorop hou nie. Hy kyk op en sien hoe Rudolf Enslin vir hom kyk. Die man trek sy hand stadig weg. Balt vra al kykende vir Rudolf. Hoe gaan ons van hier af aangaan? Bly Piet in die hospitaal, word hy geopereer? Ons gaan Piet 'n dag of 2 in die hospitaal hou vir observasie. Daarna kan hy huis toe gaan, maar julle sal moet gesels. Ons sal so gou as moontlik moet opereer. Hy staan op. Ek wag om van julle te hoor. As julle enige vrae het, kontak my gerus. Hy draai om en stap weg sonder om enigiets verder te sê. Die ander 3 sit 'n oomblik stil, voordat Marius ook opstaan en homself verskoon. Trane begin spontaan oor Clara se wange loop.
Balt gee sonder woorde sy sakdoek aan vir sy ma. Haar stem bewe toe sy sê, en ek het gedink, hy hou hom net laf my arme kind. Balt staan op, help sy ma om op te staan, slaan sy arms om haar skouers en lei haar by die hospitaal uit. Hoofstuk 4 sal ons nou sien wat het nou met hierdie mensiekies gebeur. Sjoe, dit klink wild. Bly gerus ingeskakel vir hoofstuk 4.